Goeienaand. Dis lekker om julle almal te sien. Ons gaan so 'n paar liedjies sing. Ek voel 'n bietjie alleen hier voor. Maar in elk geval, my ander maatjie is hier nie, maar ons is 'n klomp hier. Ons gaan gou-gou so 3-4 liedjies sing. Ek het wel gaan ons afkondigings gou maak net voor die laaste ene. Julle hoor. Alraai. Kom ons gaan. Ek wil
As hy van my kant af weer goeienaand julle. Ek het net so paar afkondigings, so drietjies. Die heel eerste ene is elke oggend na die vorige aand is daar so 'n kort stukkie opsomming van die vorige aand se erediens of kom ons noem dit dan nou bidtuur, Pinksterbidtuur. Ons het dit vir die seniors aangestuur en vir die bedieningsspan of die kerkraad, maar as daar van nog van julle is wat graag op daai lysie wil kom, dan wil ek vir julle vra in die voorportaal, maar ook by waar ons gaan sop drink nou by Kruiskoffie na die tyd is daar 'n lys. Sit net vir my jou naam en jou selnommer daarop, dan stuur ek sommer al vanaand vir jou dan nou vir oggendsinne en dan sal ons van môre oggend af julle dit vir julle aanstuur. So as jy graag so 'n bietjie opsomming wil hê van die hoofpunte en net die teksverwysings, asseblief gee vir my net jou naam en jou WhatsApp nommer, dan kan ek dit vir julle aanstuur. Dan herinner ons julle, dis mos nou week, so dankie dat julle hier is. En ons weet julle kom nou direk van die werk af, ook baie van die, so daar sop en brood na die tyd by Kruiskoffie, so kom asseblief. En dan dink ek het Andra gevra, daar's nog 'n aand of 2, Liefine, wat daar nog 'n bietjie sop is. As die Gees met jou praat en met Andra saam praat, ek bedoel, praat net julle ook net met mekaar, dat dit nou net gaan regkom asseblief, dalk is daar 'n broodjie of iets. En dan net, as daar dalk iemand is, ek het sommer nog maar gedink, ons soek van Tygervallei af, ons weet nie presies nie, Johan en Margriet, moet daar kom, ons kry hulle daar, maar dan het hulle tandarts afspraak, Johan kan ons nou nie bestuur en sy kan nie, so hier van 11:15 se kant af, as hulle nou klaar is daar, dan moet hulle weer terugkom by die huis. Ek het nog maar gedog as ek ook vir een van julle kan vra, ons weet nie hoe lank hulle by die tandarts gaan wees, maar iewers na 12:15, 12:30 se kant, is daar dalk iemand wat hulle daar sal kyk by die dokter en hulle dan kan terugbring huis toe, so julle net na die tyd my praat asseblief. Goed, ons laaste voorsanglied is Vonk 102, ek dink dit is 'n nuwe ene wat ons hier doen nou vanaand. Ons gaan die Afrikaanse ene 2 keer deursing, Mareike, en dan Oetilom 2 keer, en dan in die Engelse gedeelte daarna. So, kom ons leer dit lekker saam met ons, dit is 'n baie mooi lied met mooie harmonieë in, en dan, ja, let op die woorde. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u bly maak om my rots en vir u mooi wees om my redder. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u bly maak om my rots en vir u mooi wees om my redder en my God. Let the words, Lord, of my mouth and the meditations of my heart be delightful in your sight and give you pleasure, my Redeemer. Let the words, Lord, of my mouth, the meditation of my heart be delightful in your sight and give you pleasure, my Redeemer and my God. Vriende, goeienaand. Baie welkom hier. Mag jy regtig gemaklik voel. Daar trek my nou, is ek bietjie ongemaklik. Mag jy gemaklik voel al laat vanaand se boodskap jou 'n bietjie ongemaklik voel.
Kom ons draai gaan na mekaar toe, kom ons groet gou die mense om ons, hoor gou was jou dag, besig by die werk. Psalm 37 in die boodskapvertaling is die gebed waarmee ons gaan stil word. Glo liewer in die Here. Doen goeie dinge vir ander mense. Doen wat jy moet doen en bly getrou in die Here. Wees elke oomblik bly dat jy die Here ken. Hy sal sorg dat jy kry wat jy wil hê. Stel jou lewe elke dag in die Here se hand. Vertrou op hom. Hy sal sorg. Amen. So seker is wat julle my hand sien en my stem hoor, sê die Here genade en vrede vir julle, want daar is mos nie 'n einde aan God se liefde nie. En van Jesus Christus, hy wat aan die kruis vir my en jou sonde gaan betaal het, en van die Heilige Gees, hy wat ons elke dag herinner aan God se liefde en God se vergifnis wat ons moet gaan leef. Kom ons staan, dink ek, vir die volgende lied, Genade, onbeskryflik groot. Vlam 38. Terwyl hulle gaan sit, kan jy dalk as jy jou Bybel saamgebring het, opsoek. Ons gaan 2 gedeeltes lees, Handelinge 4. Handelinge wat vir ons vertel van die eerste kerk, die vroeë kerk, hoe hulle gedoen het, en dan ook 'n gedeelte, baie bekende gedeelte in Matteus 19. Handelinge 4, dis die laaste gedeelte van Handelinge 4, bladsy 161 in my Bybel. Vloer kraak hier. Kom ons bid saam. Here, bring my dwarrelende gedagtes tot rus. Help my om na U toe te kom sonder om te redeneer, sonder om te pleit, sonder om iets te vra, behalwe dat ek mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U te kom neerlê en dit dan daar te laat in ruil vir vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Ons weet, Here, U woord is die lewende woord. En daarom, al is dit so lank teruggeskryf, is dit ook vir ons vandag relevant. Daarom kan ons vra, Here, praat met ons deur die woord. Amen. Handelinge 4 vertel van die eerste gemeente. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebruik gelei nie, want hulle van die grond of die huise besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En dan die bekende gedeelte in Matteus 19. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, mag jy moord pleeg nie, jy mag jy egbreek pleeg nie, jy mag jy steel nie. Jy mag jy valse getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ons lees net tot daar. Vriende, ons het gisteroggend vir mekaar gesê, kom ons recap net gou, ons het gisteroggend vir mekaar gesê, ek kan net 'n reisiger wees as ek reis. Ek is nie 'n reisiger as ek net een keer per jaar iewers heen gaan, of as ek 'n dokumentêr kyk, of sommer net oor reis praat nie. Dit moet my gewoonte wees om te reis vir my, om 'n reisiger te wees. Net so moet Christendom geleef word. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken ek kan nie net goeie dade af en toe doen nie. Nee, dit moet my gewoonte wees, nie die uitsondering nie. Gisterand het ons gepraat, as jy 'n reisiger wil wees, moet jy opdaag. Moenie oorhaastig wees nie. Word stil by God. Bid dat jou hart sal breek vir dit waarvoor God se hart breek, en meld aan vir diens. Vanaand se tema is 'n ongemaklike een. My tas is te swaar. My tas is te swaar. Nou, ek weet nie met wie van julle gebeur dit ook, as jy nou weggaan, of jy nou vir 'n naweek weggaan, en of jy vir jou jaarlikse vakansie gaan, nie, jy pak te veel goed in. Met wie van julle gebeur dit? Dit is nou tyd om te bely, nee. Ek het nogal die slegte gewoonte, en ek werk baie harde aan. Ek het net met een tas gekom, nee. En so 'n bietjie ander klereophangers. Maar ons praat nou nie daaroor nie. So my so kant aantekening. My swaar, hulle het 3 dogters en 'n jonger seentjie. En toe die 3 dogters wat nou taamlik naby aan mekaar is, almal in die huis was, wat se vanity in Afrikaans? Jy weet wat se vanity tasie. Hy noem dit 'n flippend tassie. Want sê elke keer net as hy klaar gepak het, dan kom daar nog 'n flippend tassie uit. So ek dink hy voel redelik soos daai ou op die foto. So daar's altyd nog iets. Vriende van ons is stappers, en hulle het elke keer dieselfde storie. So ons het 'n klomp goed saamgevat wat die reis vir ons makliker moes maak, maar dit het eintlik die teenoorgestelde uitwerking gehad. Die roete was mooi, maar hulle kon nie die uitsig waardeer nie, want die swaar rugsakke wat hulle moes saamdra, het hulle klaargemaak. En eintlik is hierdie maar waar van ons almal, al is ons nie op 'n staptog nie. Ons is geneig om al hoe meer goed by mekaar te maak, en ons reis van nature swaarder. Dis asof dit een of ander rede voorwaarde by ons geraak het om gelukkig te wees in ons tyd, beteken ons moet al hoe meer goed hê.
25 jaar terug was dit baie maklik om gelukkig te wees sonder 'n selfoon en die internet. Vandag is dit ondenkbaar. Die hartseer hiervan is, materiële dinge word nie net besit nie. Dit besit ons. En dit trek ons aandag af en laat ons vergeet van wie ons is. En die ander ding is, vriende, ons vergeet eintlik hoe min ons regtig nodig het. Ons vergeet hoe min ons regtig nodig het. Ek dink ons het die kuns van die vroeë kerk verleer om baie met min te doen. Om baie te doen met min. Na Christus se hemelvaart het die kerk ongelooflik gegroei. Ons lees, daar's daagliks mense by die gemeente bygevoeg. As die vroeë kerk so baie kon doen met hierdie bietjie wat hulle het, is dit regtig so onredelik om te verwag dat ons wat groot kerke is en baie hulpmiddele het, dat ons meer moet regkry? Maar waarom is die teendeel waar? Waarom is die impak wat die kerk vandag het baie kleiner as dit wat die eerste kerk gehad het? Ek wonder baie keer in 'n land soos ons wat so baie kerke het, moet daar nie meer vrede wees nie. Iemand sê, so ruk terug, die grootste verleentheid vir die Christendom is dat in plekke in die wêreld, daarmee net in ons land, maar plekke in die wêreld waar die meeste kerke is, lyk nie noodwendig anders as die res van die wêreld nie. Ek wil dit waag om te sê, Suid-Afrika het nie nog kerke nodig nie. Ons het nie 'n tekort aan kerke nie, ons het 'n tekort aan liefde. Dink ons almal stem saam, ek wil net nog wel gisteraan daaroor gepraat, politici doen nie hulle werk nie, en dit is 'n feit soos 'n koei. Maar die vraag wat ons vir onsself moet afvra, vriende, doen ek en jy as kerk ons werk? Kom ons uit by ons opdrag? Want volgens Jesus word die evangelie die beste verkondig vanuit 'n posisie van mag nie, maar uit 'n posisie van weerloosheid. Liefde word geloofwaardig wanneer jy naby kom, dat jy vir daai een vir wie jy sê ek is lief vir jou, dat daai persoon jou kan seermaak en in Jesus se geval ook kan doodmaak. Ons sal ligter moet reis as ons wil hê ons boodskap moet swaarder weeg. Ons sal ligter moet reis as ons wil hê ons boodskap moet swaarder weeg. Die ding is, vriende, geestelike groei beteken ons moet sekere slegte gewoontes afleer, unlearn, en dan moet ek nuwe gewoontes aanleer. En na mate ons groei is ons veronderstel om minder nodig te hê, minder belangrik in ons eie oë te wees en meer toeganklik en meer weerloos en ligter reis en eenvoudiger leef. Geestelike groei beteken dat ek meer en meer soos Jesus sal wees en nie meer en meer soos die ryk jong man nie. En 'n storie vertel, jy ken dit waarskynlik, van hierdie man wat al besig was met 'n hamer en 'n buiteltjie en sy vriend kom by hom en hy sê van, wat maak jy? Hy sê, ek is besig om 'n standbeeld van 'n perd te maak. Hy sê, wow, dit moet seker verskriklik moeilik wees. Hy sê, glad nie. Ek kap net alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. Wat 'n goeie metafoor vir disippelskap. Om Jesus te volg beteken dat ek gaan vra, Here, kap hierdie goed in my lewe uit wat nie soos U is nie. Maar dan weet ons, vriende, dis nie vir ons maklik om te laat gaan nie, veral nie waar ons egos ter sprake is nie. My oorvol tas gaan ek moet uitpak en goed moet los en ek is nie lus om dit te doen nie. En wat doen ons dan? Ons laat nie die Here aan ons kap nie. Ons kom en vat ons daai buitel uit die Here se hand uit, dan sê ons, Jesus, maar kom ons verander hier so bietjie dat jy in my boksie pas en pas soos ek wil hê dit moet wees. Die eerste eienskap van die vroeë kerk was dat hulle 'n gemeenskap was wat alles gedeel het. Ons het al gelees dat niemand 'n tekort skiet nie. Klink amper te goed om waar te wees. Waarom het dit gebeur? Hoe het hulle dit reg gekry? Liefde. Die liefde van God en die liefde wat hulle vir mekaar gehad het. Liefde vir hulle naaste.
Ek dink as 'n mens die begrip liefde beter wil verstaan, moet ons vra, wat is die teenoorgestelde van liefde? Wat is die teenoorgestelde van liefde? Help my. Haat. Dis wat ons sê, maar ek dink dis waar ons die fout maak. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, maar selfsug. En selfgesentreerdheid, die idee dat alles gaan oor my en die mense naby aan my, die wêreld draai om my, me, myself and I. Hoor wat staan daar in Jakobus 2. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou geloof wys uit my dade. 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Vriende, hierdie gedeelte herinner ons, liefde is konkreet. Liefde is tasbaar. Liefde wen wanneer ek bereid is om ligter te reis, omdat ek omgee vir ander mense. Ons het gisterand gesê, was ons hierdie verskil tussen omgee en jammerte. Jammerte doen jy op 'n afstand. Omgee beteken jy moet nader gaan van jouself gee. Dit wat Jesus kom doen het. Dis wat die vroeë kerk kom doen het, en dis wat ek en jy nou moet gaan doen. Ons beurt. Maar om dit te doen, moet ons die regte vrae vra. Gepraat van vrae, dis nogal interessant. Party goed is baie voorspelbaar. Nee, jy weet sommer, jy vir hierdie mense hierdie vraag vra, gaan jy daai antwoord kry. Simpel voorbeeld. Mense, die dominees en die onderwysers wat met tieners werk, as jy met oor seks met tieners praat, is die eerste vraag wat hulle vir jou vra, hoe ver kan ons gaan? Net so voorspelbaar as jy met kerkmense praat oor geld en besittings, gaan jy weer die volgende vraag wat hulle vir jou gaan vra, hoeveel kan ek vir myself hou? Ek wil jou uitdaag om 'n ander vraag te vra. Watter verskil kan ek maak met dit wat ek het? Watter verskil kan ek maak met dit wat ek het? God het vir Abraham gesê, ek gaan jou seën om jouself te seën? Nee, om vir ander tot seën te wees. Ek en jy is veronderstel om 'n dam te wees wat opvang en bymekaar maak en alles vir onsself hou. Nee, ons moet soos hierdie rivier wees waardeur hierdie liefde en hierdie goedheid en genade wat ons van die Here ontvang, en ons na die wêreld toe laat vloei. Wanneer Jesus sê, ons hoef nie oor materiële dinge bekommerd te wees nie, is dit goeie nuus. Ons beleef dit nie so nie. Ons wil eintlik nog goed hê, net nog goed en nog goed, sodat ons oor nog goed bekommerd kan wees. Tog is die goeie nuus dat God ons kan gebruik sonder 'n klomp geld, sonder 'n klomp materiële hulpmiddels. Die goeie nuus is, ons kan ook gelukkig wees sonder 'n klomp dinge. Vir ons sou dit beteken, dat die betekenis vir die lewe lê nie eers eendag in die toekoms nie. 'n Student hoef nie te wag voor hy klaar geswat is voordat God jou kan gebruik nie. Daai werknemer hoef nie te wag dat hy eers die CEO word voor God om kan gebruik. Jy kind hoef nie te wag dat hy eers groot is voor God om kan gebruik. Jy hoef nie te wag dat daar eers een of ander wonderwerk in jou lewe moet gebeur dat die Here jou kan gebruik nie. Daar waar jy is jy omdat die Here jou daar geplaas het en jou daar wil gebruik. Die vraag is seker nie meer, wat gaan ek doen as ek die lotto wen nie? Die vraag is nou, wat gaan ek doen as ek nie die lotto wen nie? Goeie nuus is, want vriende, 99,999% van ons gaan nooit die lotto wen nie. As jy 'n klomp goed moes besit om jou gelukkig te maak, sou geluk vir 'n klein groepie mense beskore gewees het. Maar as dit jou gelukkiger maak om te gee en te ontvang, soos Handelinge 20 sê, is dit sekerlik vir almal moontlik om gelukkig te wees. Daarom kom ons begin en ons pak ons tasse uit. Ons gaan maak ons kaste leeg met
goed wat ons nie nodig het nie. En ons gaan gee dit weg. Gee dit in liefde weg wat ons nie nodig het nie. Kom ons reis lig, sodat ons boodskap swaarder kan weeg. Amen. Kom ons bid saam. Ek gaan 'n oomblik van stil gebed gee en dan gaan ek vir ons afsluit. Ons is moeg, Here, uitgeput en verslae oor soveel geweld in ons land. En ons wil kla en ons wil bitter raak en ons voel jammer vir onsself. En ons moet erken, ons word hard teenoor die pyn van ander. En nog 'n sterfte laat ons koud en 'n weduwee se trane val ongemerk. Kinders erf hulle ouers se bitterheid en woorde van geweld ontplof in dade van geweld deur jong hande wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here, wees ons genadig en lei ons tot verootmoediging dat ons sal vergewe en vergewe word. Here, help ons om te besef dat ons gelukkig kan wees sonder 'n klomp goed, sonder besittings wat ons saam met ons dra. Help ons, Here, om oop hande te hê, om ons tasse oop te maak, ons kaste oop te maak en uit te deel en te gee, daar waar aan nood is. Help ons, Here, om ligter deur die lewe te reis, dat ons boodskap swaarder kan weeg. Amen. Kom ons sluit af met ons temalied.
staan vir die seën. Mag God se liefde vir ons alleen genoeg wees. Mag die woorde en dade van Jesus ons lei en inspireer om meer te gee en meer te doen. Mag die Heilige Gees ons vernuwe en bemoedig om mekaar met liefde te dien. Môre aand se tema is ek reis nie alleen nie, so selfe plek, selfe tyd, maar voor dit kom eet eers 'n koppie sop saam met ons.